Goeiedag en welkom. Vandag duik ons in iets wat jy waarskynlik selde oordink, maar wat letterlik elke beweging van jou bolyf beïnvloed. En dit is jou skouerblad. Presies, die scapula. En ons gaan dit doen deur 'n baie ongewone lens. Jy het vir ons 'n fascinerende stuk gestuur, getiteld Van vlerk tot galop, die waarheid oor ons skouerblaaie. En die invalshoek hier is, wel, dit verduidelik die menslike skouerblad deur dit te vergelyk met die van 'n perd. Dis reg. Die skrywer gebruik 'n perd genaamd Gandor as 'n soort, wel, 'n metaforiese kenner om die kontraste uit te lig. Dis eintlik 'n slim manier om ons te dwing om na ons eie anatomie te kyk, asof dit heeltemal vreemd is. Okay, ek hou daarvan. So, ons doelwit hier is om die sleutelinsigte uit hierdie vergelyking te tap en te verstaan hoe hierdie bene, die bron noem dit drywende bene, hoe hulle stabiliteit en mobiliteit beheer in twee totaal verskillende spesies. So ons missie vandag is om deur die oë van 'n perd na ons eie liggame te kyk. Kom ons pak dit uit. Die sentrale idee, die ding wat reg hierdie stuk loop, is dat die skouerblad nie net 'n statiese been is nie. Dis 'n dialoog. Ja, 'n dialoog tussen krag en subtiliteit, presies. En daardie dialoog begin by een massiewe fundamentale verskil. Goed, hier was die eerste groot show-oomblik vir my in die bron. By ons, mense, is die skouerblad met 'n ander been verbind aan die res van die skelet reg. Die stetelbeen. Ja, die klavikel. Dis soos 'n klein, stewige stit wat van die punt van jou skouer na jou borsbeen, die sternum loop. Dis die enigste direkte benenige koneksie tussen jou hele arm en jou romp. Dit bied wat ons passiewe stabiliteit noem, die struktuur self doen baie van die werk. Maar by perde is dit skynbaar heeltemal anders. Die bron sê hulle het geen sleutelbeen nie. Is dit reg? Glad nie? Glad nie. 0. En dis moeilik om jou kop om dit te kry. Wag 'n bietjie. Dit beteken die perd se hele voorbeen, van die skouerblad af ondertoe, is glad nie met bene aan sy ribbekas gekoppel nie. Die hele struktuur dryf. Dit is verstommend. So die hele gewig van die voorkant van 'n 500 kg dier hang letterlik in 'n hangmat van spiere. Hoe bly dit enigsins in plek? Dit is presies wat dit is. Ongelooflik gesofistikeerde spierhangmat. Gandor, die perdkenner, noem dit 'n wonder van dinamiese suspensie. 'n Wonder, inderdaad. Ja, en die stip identifiseer die hoofspelers, spiere soos die thorakale trapezius, die caudale serratus, die diep pektorale spiere. Hulle werk almal saam om die borskas tussen die twee voorbene op te hang. Maar dit het 'n groot nadeel. Wat sou dit wees? Daar's geen strukturele kortpad nie. By ons kan die sleutelbeen help, selfs al is ons spiere 'n bietjie lui. By 'n perd, wel, as daardie spierhangmat swak is, stort die hele stelsel in duie. Alles is afhanklik van aktiewe, funksionele spierkrag. So dit bring ons by hierdie ongelooflike paradoks, né? Hoe kan iets wat so los is, ook so sterk en stabiel wees? Ja, en dis die kerntema, daardie fyn balans tussen stabiliteit en mobiliteit. Gandor se beskrywing is amper poëties. Hy sê die skouerblad moet langs die ribbekas gly en dans. Gly en dans. Ja, dit moenie vassit of oplig nie. Die frase wat hy gebruik is verbind wees sonder om te kleef. Verbind wees sonder om te kleef. Wat beteken dit in praktiese terme? Hoe lyk dit in 'n menslike liggaam? Wel, dink aan 2 glasplate met 'n druppel water tussenin. Hulle is aan mekaar verbind. Jy kan hulle nie reguit uit mekaar trek nie, maar hulle kan moeiteloos oor mekaar gly. Dis die gevoel. Vir mense sien ons dit in spesifieke bewegings. Die bron noem protraksie, byvoorbeeld. Goed, dis een van daardie tegniese terme. Wat presies is protraksie? Protraksie is wanneer jou skouerblaaie van jou ruggraat af wegbeweeg, na die kante toe. Stel jou voor jy strek jou arms reguit vorentoe asof jy teen 'n muur wil stoot. Daardie gevoel van jou skouerblaar wat weier word, dis protraksie. Okay, ek kry dit. So dis 'n wegstootbeweging. Wat is die teenoorgestelde? Retraksie. Die klassieke beeld is om te probeer om 'n potlood tussen jou skouerblaar vas te knyp. Maar, en dis 'n baie belangrike punt wat die bron maak. Ja. Baie mense oordoen dit. Hulle knyp daardie spiere so vas dat die dans heeltemal stop. Die doel is nie om die bene aan mekaar te sluit nie, maar om hulle net beheerst nader aan mekaar te bring.
En hoe manifesteer hierdie dans by die perd? By die perd is dit sigbaar in die algemene vloeibaarheid van beweging. Dis daardie gevoel van 'n vrye, oop skouer wanneer die perd draf. Jy sien dit in oorgange of in laterale bewegings. Die skrywer noem dit die taal van die vrye skouer. Dis wanneer daardie gly en dans sigbaar word. Goed, so as die bene net dryf, dan moet daardie spiere ongelooflik belangrik wees. Praat ons van die groot spiere wat jy in die gimnasium oefen, of is dit iets dieper? Dis 'n mengsel. En dis waar die idee van 'n orkes inkom. By mense, eerstens het jy die ankerspier, die serratus anterior. Die serratus anterior. Ja, dis 'n diep spier wat soos vingers onder die skouerblad lê en dit teen die ribbekas vashou. Dit keer dat jou skouerblaaie soos vlekkies uitsteek. So dis die fondament. Wat is volgende? Dan het jy die groot bewegers, die span wat ons almal ken, die 3 dele van die trapezius, die romboïde tussen die skouerblaaie. Hulle doen die groot sigbare werk. Optel, laat sak, terugtrek. En die laaste groep? Laastens het jy die verbinders, soos die latissimus dorsi, daai massiewe rugspier wat van onder jou arm tot by jou laarrug strek. Dis krities, want dit verbind die arm direk met die kragbron van die onderlyf. Dis die hele span. Ek hou van die bronse metafoor hiervoor. 'n Deurlopende orkestrasie, elke spier weet wanneer om te span en wanneer om te ontspan. Gemetafoor, maar ek sou byvoeg, anders as 'n orkes, is daar nie altyd 'n dirigent nie. Soms, veral met slegte postuur of stres, probeer elke spier sy eie deuntjie speel en dan kry jy net geraas. Of pyn en spanning. Presies. En hier is die deurbraak. Hierdie simfonie is iets wat jy kan leer dirigeer. Die bron gee dan 'n baie praktiese oefenprogram gebaseer op Stad-Pilates beginsels. Dis die kern van hoekom jy die bron gedeel het, reg? Jy wil dit kan toepas. Absoluut. Dis waar die teorie prakties word. Kom ons kyk na die menslike oefeninge. Waar begin 'n mens? Die fondament van alles is wat die bron neutrale plasing noem. Jy moet weet waar huis is. Dis die proses om te leer voel waar jou skouerblaaie natuurlik en sonder spanning op jou rug lê. OK, so jy vind eers jou basislyn. Wat dan? Vanuit daardie neutrale posisie begin jy met klein beheersde isolasies. Dis waar protraksie en retraksie inkom. Die bron stel voor jy lê op jou rug, arms reguit na die plafon. Van daar reik jy na die plafon en voel hoe jou skouerblaaie uitmekaar gly en dan laat sak jy alles saggies terug. Dis 'n klein bewuste beweging. En hoekom op die rug lê? Hoekom jy net regop sit en dit doen nie? Dis 'n deurslaggewende punt. Deur te lê haal jy swaartekrag uit die vergelyking uit. Jou posturale spiere hoef nie te werk nie, so jy kan al jou breinkrag fokus op daardie een subtiele beweging. Dit help om die korrekte spierpatroon te vestig. Dit maak sin. Leer is die noot reg speel. Wat van op en af beweeg? Dis die volgende stap. Elevasie en depressie. Jy trek jou skouers na jou ore op en laat sak hulle dan weer. Die sleutelinstruksie hier is om hulle te laat sak sonder om hulle af te forceer. Jy ontspan hulle net terug. So, jy trek hulle nie af en terug nie, wat baie mense sê. Nee, dis net 'n ander vorm van spanning. Die doel is vrylating. En hoe bring jy dit alles bymekaar? Deur bewegings soos armsirkels en armskere. Hier begin jy die armbeweging met die skouerbladbeweging koördineer. Jy voel hoe die skouerblad glad oor die ribbekas gly om die arm te ondersteun. Dis waar die dans werklik begin. En die perd? Hoe op aarde doen 'n perd Pilates? Wel, hy klim nie op 'n reformer nie, maar die beginsels is dieselfde. Die doel is om daardie spierhangmat te aktiveer. Die aanbevele werk sluit dinge in soos om op 'n longeerlyn te werk met gereelde oorgange. Stap, draf, stop. Dit aktiveer die spiere sonder 'n ruiter se gewig. Die bron noem ook grondpale. Hoe help dit? Grondpale is briljant vir propriosepsie. Propriosepsie. Dis die liggaam se bewusheid van waar dit in die ruimte is. Dit dwing die perd om sy voete meer doelbewus op te tel wat die hele spierketting aktiveer. Dis soos 'n bewusheidsoefening vir die perd se bene. So ons het hierdie isolasies, maar die doel is sekerlik nie om vir ewig geïsoleerd te bly nie, né? Glad nie.
Die doel is om hierdie nuwe bewusheid te integreer in groter funksionele bewegings. Die bron koppel dit aan twee basiese aksies: stoot en trek. Verduidelik daardie koneksie. Wel, dink aan enige stootaksie, 'n opstoot of selfs om 'n swaar deur oop te stoot. Al daardie aksies vereis dat jou skouerblaaie in protraksie beweeg. Daai wegbeweeg van die ruggraat. Presies. Die serratus anterior, die ankerspier, werk oortyd. En met 'n trekaksie, soos om iets op te tel? Ja, 'n trekaksie, soos om rye in die gimnasium te doen, vereis retraksie. Die skouerblaaie moet na mekaar toe beweeg om te stabiliseer. En iets soos golf speel, wel dit vereis albei gelyktydig. So. Een skouerblad protrakteer terwyl die ander een retrakteer. En hier kom 'n baie belangrike waarskuwing van Gandoor in die teks. 'n Gekontrakteerde trapezius vries alles. Ek voel dit nou terwyl ons praat. Net die gedagte daaraan laat my skouers optrek. Dis presies die punt. Dis 'n agtergrondgeruis waaraan ons so gewoond raak dat ons dit nie meer hoor nie. As daai boonste trapezius konstant aan is, kan die skouerblad nie vrylik gly nie. Die hele orkes is uit pas. So die dirigent van hierdie orkes is dus nie in die skouer self nie. Nee, volgens die bron is die ware dirigent die ruggraat. Die posisie van jou ruggraat dikteer wat jou skouerblade kan en nie kan doen nie. Hoe werk daardie koneksie? Dis eintlik baie eenvoudig. Sit regop en maak jou rug oordrewe hol. Stoot jou bors vorentoe in wat ons ekstensie noem. Wat gebeur met jou skouerblaaie? Hulle trek outomaties saam. Ek hoef nie eers te probeer nie. Presies, hulle is in retraksie. Nou, doen die teenoorgestelde. Maak 'n bolrug, soos wanneer jy oor 'n lesenaar hang. Dis fleksie. Wat gebeur nou? Hulle beweeg uitmekaar. Hulle gly vorentoe in protraksie. Dis ongelooflik, die een beweging forceer die ander. En dit is hoekom 'n neutrale ruggraat so belangrik is tydens die oefeninge. As jou ruggraat in 'n neutrale kurwe is jou skouerblae vry om hul eie dans te doen. Maar as jou postuur jou ruggraat in 'n konstante hol of bolrug forceer, word jou skouerblae vasgevang. Dit verduidelik hoekom iemand wat heeldag voor 'n rekenaar sit met daardie bolrug, sukkel om hul skouers terug te trek. Hulle ruggraat hou hulle gijslaar. Ja, nee, presies. En dit bring ons terug by daardie vraag oor lê teenoor sit. As jy lê, is jou ruggraat ondersteun en neutraal. Maar ons leef nie ons lewens terwyl ons lê nie. Nee, ongelukkig nie. So, om te sit is meer funksioneel, maar dis moeiliker, want nou moet jou spiere werk. Die raad is dus duidelik, begin deur te lê om die beweging te leer. Vordering dan na 'n sittende of staande posisie om daardie nuwe patroon te integreer. So wat is die finale boodskap uit hierdie gesprek met Gandoor? Vir my is dit sy slotgedagte. Die skouerblad is nie 'n been nie, dis 'n dialoog, 'n koppelvlak tussen krag en subtiliteit. Ek stem saam, dis die kern. Die bron sê, as daardie dialoog afgebreek word, as die skouerblad te rigied is, blokkeer dit die asem, as dit te los is, verwring dit die beweging. Maar as dit vrylik gestabiliseer is, dan, soos Gandoor sê, kan ons ligvoets galop. En daardie beginsel is universeel. Of jy nou die postuur van 'n atleet, 'n kantoorwerker of 'n perd ontleed, die gesondheid van daardie skouerbladstelsel bepaal die kwaliteit van beweging. Dis die brug tussen die romp se krag, die enginekamer, en die ledemate se vaardigheid. Dit laat ons met 'n laaste gedagte vir jou om oor te dink. Die bron beskryf die skouerblad se funksie as 'n dialoog. As jy nou vir 'n oomblik na jou eie liggaam luister, watter gesprek voer jou skouerblaaie op hierdie oomblik? Is dit een van spanning en beperking, waar spiere skree en bene vassit? Of is dit een van vryheid en ondersteuning? 'n Stil, vloeiende, samewerkende gesprek? En hoe kan daardie gesprek verander word? Nie net deur oefening nie, maar deur 'n eenvoudige, doelbewuste bewuswording van hoe jy jouself deur die dag dra.